Gebed vir bedsewer gaste en potensiële gaste, week 31. Dit is een van my gunsteling tye van die week om vir julle blessings video's te maak. Net soos hierdie kort toneel vanuit Anne with an E. Geniet, ek het ook besluit om dit te geniet en ek geniet dit ten volle. I've made up my mind to enjoy this drive. It's been my experience that you can nearly always enjoy something if you make up your mind firmly that you will. Het jy al die Beauty Plus app gesien? Dis 'n gratis app op slimfone. Gaan download dit asseblief. En dan neem jy 'n selfie van jouself. Die app maak jou bo natuurlik mooi. En 'n vriendin van my het voorgestel aan die app. En toe ek na die tyd daaraan dink, toe besef ek, God sien ons deur Christus. Ek glo ook, God sien ons soos hierdie Beauty Plus app in die perfekte staat. Maar God dit daagliks vir jou wys, dat hy is nie vies vir jou nie. Hy is nie teleurgesteld in jou nie. Hy sien jou raak as perfek. Hy sien jou deur die oë van die Beauty Plus app. God kyk na jou deur love goggles. Dalk is daar 'n area in jou lewe waarmee jy tans sukkel. Ek het hierdie video nou onlangs gesien oor die verskil tussen 'n apple corer en 'n rasper. Dat soms probeer ons take aan te vat wat nie vir ons bestem is nie. Dis juis in die areas waar dit moeilik gaan, wat vir ons 'n rigtingaanwyser moet wees dat ons is besig om buite God se lig te wandel. Gaan kyk gerus die video oor die rasper en die appelapparaat. Ek glo daar sal vir jou ook 'n pleister op 'n stikkende plekkie wees in jou. Ek sal die link hieronder plaas. Ek het al die storie gehoor dat tydens die Tweede Wêreldoorlog het Frankryk hulle nederslag met die Duitsers verloor omdat hulle lae morale gehad het. Frankryk was baie beter toegerus vir die insident. Hulle het beter wapens gehad, hulle het 'n groter weermag gehad, hulle was sterker en meer uitgerus, want Duitsland het op hierdie stadium alreeds 'n hele paar ander lande geveg. Dit was die Franse se eerste geveg in die Tweede Wêreldoorlog, maar nogtans het Duitsland die Franse gewen, net omdat hulle morele, hulle innerlike motivering so laag was. Ek dink ook dis die geval met ons geestelike wortelstryd. Ons is baie beter toegerus as die donker kant, maar ons innerlike energie en motivering is net laag. Mag God vir jou daaglik wys en motiveer, net soos hierdie prentjie. Mag hy jou unleash om die geveg te veg. Mag jy ook jou stem kry, soos hierdie kort uitknipsel van Grey's Anatomy. I would think that you, of all people, this hospital's first female chief of surgery, would fight for a woman to get paid at least as much as any man. This is about Meredith Grey. I mean, if you do not value her enough, then just... It is inappropriate for me to discuss the salary of another employee. She deserves more, and you know it. I do. And don't ever suggest to me that I do not stand in sisterhood with other women in this hospital. You've never been 4 feet 11 inches tall and overlooked and called girl by your male colleagues. You don't know. I am woman. Hear me roar. But I've already mentored Grey. Ek het nog 'n stunning video gehoor van hoe ons na ons eina kan begin kyk. Die liedjie is Blessings van Laura Story. Ek sal die link hieronder plaas. Mag dit jou persoonlike motto raak. Luister hierdie liedjie op repeat totdat jy ook begin voel. Jy begin die silwer randjie raak te sien in jou omstandighede. Net soos hierdie liedjie vertel, glo ek ook dat vir elke hartseer oomblik, vir elke traan wat ons gestort het, is dit die dorman te vermoë om 'n lig te wees in ander mense se lewens. Kyk soos hierdie mooi lig. Mag God ook so kom en die ruiltransaksie vir jou kom doen, om ook so vir jou 'n baken van hoop op te stel vir mense rondom jou. Een van my beste vriendinne se man is nou so 7 weke terug oorlede, baie skielik en onverwags. Sy het my vertel van die storie van haar nagapie. Hulle het altyd saam die nagapies gevoer met piesangs, maar vandat sy 'n weduwee geword het, het die nagapies al hoe nader en nader aan haar gekom, en een aand by haar kom sit op die stoep. Sy voel so God se teenwoordigheid by haar. In die TV-reeks Anne with an E is daar ook 'n toneel toe die dogtertjie hartseer was, hoe die jakkals by haar kom kuier het. Ek glo ook God stuur sy skepping na ons toe om ons te kom bemoedig. Ek het ook al so 'n video gemaak oor 'n Jan Frederik op my stoep. Mag jy ook so intens begin bewus raak van God se teenwoordigheid in jou lewe.
Have you ever hurt someone so badly that they couldn't love you anymore? Hierdie spesiale foto is 'n foto van Martie en haar klein niggie. Toe ons daar by hulle aankom, was die kleine dogtertjie besig om modderkoekies te bak. Sy was baie vuil. Sy het gehardloop na my en Martie en ek het gesê, nee, geen drukkies nie, ek kan nie nou vuil raak nie. Maar Martie het die dogtertjie omhels, vuilheid en al. En dis hoe ek God ook sien. Waar mense hulle neuse kan optrek vir ons vuilheid, sal God ons embrace met vuilheid, met sonde, met mislukkings, met skaamte en al. So wees soos die klein dogtertjie en hardloop so in God se arms in. Mag jy 'n super geseënde week hê.